Goeiemôre almal. Wat 'n bederf om die goedheid van ons Vader as familie in die stad saam te vier vanoggend. Let's Breggie, baie dankie vir julle gasvryheid, vir julle harte wat dit elke keer reël. Ons waardeer dit geweldig baie. Woord van die Here sê dat as enigeen van ons vir iemand wat jy raakloop in die straat by jou huis 'n glas water gee, omdat jy voel die Here sê so, in die naam van Jesus, dan staan daar en God sal dit vir altyd onthou. Ek wil hê dat jy vanoggend moet weet, net jou begeerte om hier te wees, net jou begeerte om as familie in sy teenwoordigheid in te kom, woord van die Here sê, God sal dit vir altyd en ewig onthou. Kom ons bid saam. Heilige Gees, dankie dat U ons kom toevou het in die aanbidding. Dankie dat U ons in die teenwoordigheid inbring. Ons kan U nie eintlik vra om op te daag nie, want U is altyd hier en oral en rondom ons en in ons en bo ons. Heilige Gees, ons vra vir openbaring. Vra dat U in ons harte vanoggend sal doen wat U begeerte is. Ons is so afhanklik van U, U is so mooi. Dankie Here. Amen. In al 4 evangelies kry ons die verhaal van die vrouens wat na die graf toe gaan. Dames, vrouens was eerste vooruit geloop, eerste ontdek dat die steen weggerol is en dat die graf leeg is. Kom ons sluit by die verhaal aan in Markus 16 vers 4 tot 7. Ek gaan dit vir julle die boodskap uitlees. Jy kan welkom as jy 'n Bybel hier het of op jou foon om saam te lees en watter vertaling jy ook al wil. Markus 16 vers 4 tot 7. Daar gekom kon hulle oë byna nie glo nie. Die groot rots het aan een kant weggerol gelê. Hulle gaan toe in die graf in, want soos 'n kamertjie gelyk het. Hulle skrik, hulle byna boeglam, want daar aan die regterkant sit 'n jong man met spierwit klere aan. Moenie weghardloop nie, sê die man. Ek weet, julle is op soek na Jesus van Nasaret. Hy is nie meer hier nie, want hy het uit die dood lewendig geword. Kom kyk maar hier, waar hulle sy lijk neergesit het. Gaan vertel vir Petrus en sy ander volgelinge, Jesus is voor julle uit Galilea toe, daar sal julle hom kry, soos hy vir julle gesê het. Dit is ook 'n stukkie uit Johannes Evangelie, Johannes 20 vers 6 tot 7. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom, en het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Jy kry hierdie vrouens wat graf toe gaan en hulle krye en die salf, balsemsalf om Jesus se liggaam te gaan voorberei. En as hulle by die graf kom, is daar hierdie massiewe rots wat die grot se deur toe gemaak het, wat weggerol is. En hulle reaksie is, hulle kon hulle oë nie glo nie. Ek en jy het al so baie keer hierdie verhaal gehoor. Hierdie verhaal het nog nooit voorheen gebeur nie. Daar het nog nooit voorheen iemand uit die dood opgestaan in hulle tyd nie. En hulle skrik hulle self in 'n ander bloedgroep in. Heeltemal geskok oor dit wat hulle sien. Hulle sien 'n engel en staan sprakeloos. My vraag vanoggend vir jou, as jy vanoggend hier is en jy is wedergebore, met ander woorde, jy glo met jou hart en jy bely met jou mond dat Jesus Christus jou Here is. Wat gebeur as ons as goeie gawe kinders van die Here, van verskillende gemeentes wat saamkom en dalk lank al 'n pad met die Here loop, wat gebeur vanoggend met jou en met my?
as ons in die leë graf gaan staan? Wat gebeur met ons? Wat sien ons as ons in die leë graf kom? As ons sien dat die graf leeg is, wat voel ons? Wat gebeur in ons binnekant? Gebeur daar nog enigiets in my en jou binnekant, behalwe dat ons hierdie dag eer en God eer en die naweek by die Here uitkom? As ons in die leë graf gaan staan en ons sien, ons beleef dat die graf leeg is, dat daar niemand meer in die graf is nie. Om 'n antwoord te kry op hierdie vraag, gaan ons bietjie by Paulus kuier en by hom kers opsteek. En ons moet so 'n bietjie van die vorige 2 dae in ag neem. Romeine 6 vers 5 tot 8 in die boodskap. Omdat ons saam met Jesus aan die kruis dood gegaan het, sal ons beslis saam met hom oor die dood triomfeer. Ons weet mos dat daardie sondige mens wat ons eenmaal was, kant en klaar saam met Jesus gekruisig is. Ons ou self, wat van vroeg tot laat agter elke sonde aangeloop het, is nou mors dood en begrawe. Ek hou van hoe die boodskap het stel, ons ou self is nou mors dood. Kan nie dooier nie, gevrek, bestaan nie meer nie. Ons ou self wat van vroeg tot laat agter elke sonde aangeloop het, is nou mors dood en begrawe. Daarom is ons nie meer slawe van die sonde nie. Sonde het mos nie 'n houvas op iemand wat klaar dood gegaan het nie. Ons wat saam met Christus gesterf het, glo dat ons saam met hom sal leef. Nog 2 verse uit die Romeine 6 vers 10 tot 12. Toe hy dood gegaan het, het hy vir altyd 'n einde aan die mag van die sonde gemaak. Nou leef hy as oorwinnaar daar by God. Julle moet net soos Jesus leef. Beskou julle self as dood vir die sonde. Leef net vir God. Doen dit in die naam van Christus Jesus. Moenie toelaat dat die sonde en die sondige begeertes ooit weer 'n houvas op julle kry terwyl julle nog hier op aarde leef nie. Wat sien ons in die grafhof op hierdie oggend? Die goeie nuus is, ons sien dat Jesus is nie daar nie. Hy het opgestaan. Die graf is leeg, hy het waarlik opgestaan. Jesus hang ook nie meer in 'n kruis nie. Hy is nie meer die Here wat aan 'n kruis vasgespijker is nie. Hy het gesterf, opgestaan en die graf is leeg. In die tweede plek wil ek jou vanoggend nooi om jou Heilige Gees verbeelding te gebruik om die prentjie te sien soos die woord van God dit vir ons gee. Weet jy dat die Here jou verbeelding gemaak het? Dat dit nie iets is wat jy met die sondeval gekry het nie? As jy in die graf rondkyk vanoggend, dan sê die Bybel van die klere in Jesus se kopdoek vol bloed was mooi netjies opgevou in die graf. En as ons so 'n bietjie verder kyk en insien wat die woord vir ons sien, dan sien jy in hierdie graf is daar nie net Jesus se kopdoek en sy klere wat vol bloed is nie. In hierdie graf is daar 'n tweede stel klere. Dis jou klere. Geskeur, vol van die bloed van die lam, wat in die graf lê. En op jou klere is daar 'n briefie. En as jy vanoggend sou kon nader stap en langs Jesus se klere sien jy jou klere en my klere, elkeen wat wedergebore is, sy klere lê in die graf, en jy die briefie en jy kon hierdie briefie lees. Dan staan daar op hierdie briefie in Kolossense 2 vers 14. Wat gebeur het, kan ook so gestel word. Ons elkeen het 'n rekening van al ons sonde en 'n rekening moet 'n mens mos betaal. Wat met ons gebeur het oor al die skuld is uiters slegte nuus vir ons. Jou rekening, my en jou sondelas, ons rekening was so groot, dis slegte nuus, dis onbetaalbaar, daar is geen rykdom, geen manier, geen mens, geen goeie lewe, geen dade, geen niks wat ek en jy kan doen om ooit hierdie rekening te betaal nie. God het egter hierdie rekening met al ons skuld uit ons hande kom vat. Nou staan die skuld nie meer teenoor ons naam nie.
Ons rekening hang nou aan die kruis. Jesus wat ook aan die kruis gesterf het daardie skuld vir ons betaal. Geen skuld nie, geen aanklag nie, geen skaamte nie. No more shame. Die Bybel sê ek en jy kan met vrymoedigheid in die teenwoordigheid van God, die Vader, ingaan. Ons gees roep uit, Abba, want dit is ons dad, want die skuld is betaal. As jy nog 'n bietjie in die graf rondom jou rondkyk, dan sien jy op die grond van hierdie grot, lê daar staal, enkel boeie, en gewrigboeie, en die ketTINGs wat tussen hulle was, lê stikkend op die grond. Dis gebreek. Dis tot niet. Dis uit mekaar het gebreek. En dan onthou ons wat die Bybel vir ons sê in Romeine 6 vers 7. Daarom ons is nie meer slawe van die sonde nie. Sonde het mos nie 'n houvas op iemand wat klaar dood gegaan het nie. Wat het hier gebeur, en ek kan dit nie beter as die boodskap stel nie. Kolossense 2 vers 13. Toe julle gedoop is, het daar 'n geestelike begrafnis plaasgevind. Geestelik is julle saam met Christus begrawe. Dit het nie vir julle die einde beteken nie, maar dit was eintlik vir julle 'n nuwe begin. God het Christus immers uit die dood, uit die graf laat opstaan. Hoor wat staan hier, hoor wat gebeur, hoor wat het in hierdie graf met jou en my gebeur. Saam met Christus is elkeen wat in hom behoort, ook soos Christus opgewek. Jy het gesterf en jy het opgestaan. Ek en jy het gesterf. Die oomblik wat ons met ons hart glo, met ons mond bely, het ons dood gegaan en ons is saam met hom opgestaan. Saam met Christus is elkeen wat in hom behoort, ook soos Christus opgewek, deurdat julle nie daaraan twyfel nie, maar vasglo dat God die krag het om dit te doen. Julle was mos eers geestelik dood. Almal kon dit sien uit alles wat julle verkeerd gedoen het. In daardie stadium het Christus nog nie van julle sondige natuur ontslae geraak nie. Hoor dit staan hier. Nog nie van julle sondige natuur ontslae geraak nie. Julle was geestelik nog nie besny nie. Toe verander dinge. Soos God Jesus lewendig gemaak het, het hy julle saam met hom die lewe gegee. Ons het saam met hom gesterwe. En op hierdie oggend het ek en jy, wat wedergebore is, reeds aan die kruis, reeds toe Jesus gesterf het, reeds 2000 jaar terug, het ons saam met hom opgestaan. Saam met hom opgestaan in 'n nuwe lewe. Toe verander dinge, soos God Jesus lewendig gemaak het, het hy julle saam met hom lewe gegee. Maar wat van alles wat ons verkeerd gedoen het, kan julle vra? Wel, genadelik hou God niks meer teen ons nie. Die goeie nuus van hierdie oggend en die goeie nuus van hierdie naweek wat natuurlik by die kruisiging begin, is dat ek en jy saam met hom gesterf het. Geliefdes, so baie keer sê ons mekaar, ons moet sterf in onsself, ons moet doodgaan in onsself, ons moet onsself kruisig. Dis klaar gedoen. Dis 'n posisie. Dis iets wat God reeds gedoen het. Dis 'n plek waar ek en jy moet kies om elke dag in op te staan. Om elke dag uit te leef. Want die woord van die Here sê, ons het saam met hom gesterf en saam met hom opgestaan. Jy sien, die mag, die boeie wat op die grond lê in hierdie graf, die beheer, die ek kan nie anders nie, die vashou van sonde, is afgebreek van jou liggaam, van jou gees, van jou menswees af. Dis tot niet verklaar. Versoeking het nie opgehou nie. Ek en jy leef in 'n gebroke wêreld waar versoeking deel is van elke dag se leef waar ons is. Die vies word vir iemand, die skinder, die loer na iets waar jy nie moet loer nie. Daar die stemme, die omgewing, dit wat oopspring op jou foon, die gebroke wêreld rondom ons. Die duiwel is nog 'n werklikheid. Hy's 'n mensemoordenaar. Hy haat jou met alles wat hy in hom het om te kan haat. Maar die mag van die sonde is gebreek. Al is ek en jy soms nog blootgestel aan versoeking, het ons die totale gesag,
die totale autoriteit om elke keer sonder uitsondering nee te sê. Om elke keer om te draai. Daar is absoluut geen verskoning meer nie. Ek en jy kan nooit weer die woorde gebruik wat sê, maar ek is maar net mens nie, want dit is nie waar nie. Want jy is nie meer net 'n mens as jy wedergebore is nie. Ek is nie meer net 'n mens nie. Ons leef in 'n wêreld wat goed moeilik raak. Maar die woord van die Here sê, ons is saam met hom gesterf en ons is saam met hom opgestaan. Die mag, die kettinge, die slawebande van die sonde is oor ons gebreek. Ons het die totale gesag om te kan nee sê. Want Jesus Christus het opgestaan. En ek en jy is saam met hom gekruisig. En ek en jy staan in 'n posisie om op te staan. Ek wil vir jou vra, iewers kom jou vyand en dalk is dit net my lewe, maar ek is mens gelank genoeg dat ek weet dis nie noodwendig net ek nie. En as ek en jy na ons hemelse Vader toe gaan, dan kom hy en hy steel so maklik ons vrymoedigheid. Want ons haal 'n lysie uit van wat ons reg gedoen het en verkeerd gedoen het. Ons kyk na ons eie lewe en ons kwalifiseer of diskwalifiseer onsself. Die kruis, die opstanding, die saam opstaan, die saam sterf, het jou vir altyd gekwalifiseer. Dit beteken is daar iets in my lewe waarmee ek sukkel, as daar iemand is waarvoor ek kwaad is, as iemand my seer gemaak het en ek sukkel om te vergewe, dan kan ek met daardie pyn, met daardie seer, met daardie ek kry nie reg nie, met groot vrymoedigheid na die Vader toe gaan. Want die mag van die sonde is oor my gebreek. En ek kan op Abba se skoot gaan spring en sê, Dad, ek kan nie help. Ek kan nie, stel my in staat. Ek weet nie hoe nie. Kom doen deur my. Ek sê ja, u mag. Ek kan inkom. Ek hoef nie buitekant te staan nie. Ek hoef nie deur die venster te kyk en te weet, as ek na my eie lewe kyk, alles is nie volmaak nie, ek kan nie naby kom nie. Ek en jy mag naby kom, want daar was 'n kruis en daar was 'n opstanding. Amen. Kom ons bid. Heilige Gees, hier is woorde wat almal van ons al gehoor het. Gee ons die genade om dit te leef, deur die krag en die vermoë, in die naam van Jesus.